Here, U is waardig. U is waardig, Here. U is waardig om al ons lof te ontvang. U is vanoggend waardig om dit wat ons op die tafel neer te kan sit, te ontvang, Here. Wat kan ons gee anders as onsself? Wat het ons anders as om net ons lewens oop te maak en te sê, Here, hier is ons. Aardse rykdom beteken niks. Skatte ergens weggeberre beteken niks. Faam, status beteken niks, Here. Ons het net onsself om vandag na U toe te bring en te sê, Here, in nederigheid kom ek vandag na U toe en ek gee myself as 'n lewende offer voor U. En vanuit daardie konteks, Here, wil ek my hande in die lug opsteek en net sê, U is waardig. U is waardig, Here. Daar is niemand soos U nie. En daar is niemand anders wie ek wil aanbid of dien nie, want ek weet, U is 'n lewende en ware God. Here, vandag is dit die woorde wat ons bely. En dit is met ons hart wat ons dit glo. Dat U die een is wat red, dat U die een is wat genees, dat U die een is wat vrymaak, dat U die een is wat trane kom afdroog, wat hartseer net kom troos. Vandag is U die een, Here, waarna toe ons kan kom met alles wat ons het, net sê, Here, help my. Help my om met my omstandighede te kan deel, help my om met miskien dinge waardeur ek gaan te kan deel, gee my krag, Here, vir hierdie volgende dag, miskien net vir die volgende paar oomblikke, Here, tot aan die einde van hierdie diens, dra my deur. Dankie, Here, dat U arm altyd daar is om ons uit te red. En vanoggend wil ons al die lof na U toe bring, Here. Want daar is niemand soos U nie. En ons bring aan U die eer, en almal in hierdie auditorium sê vanoggend saam. Amen, amen. Jy kan gerus vir 'n oomblik jou sitplek inneem. Baie, baie dankie Martelies aan jou en aan die span. Dis altyd lekker om aan die Here die eer te gee. En vriende, ons is amper op die einde van hierdie reeks waarby ons so lank stil gestaan het en toe ons podcast, ons potgooi opgeneem het, het ons dit vir mekaar gesê, dit voel amper onwerklik. Want jy kan letterlik 'n jaar stil staan by die bergpredikasie. Daar is net soveel inhoud wat in daardie paar hoofstukke vasgesluit is. En ek wil jou regtig aanmoedig. In hierdie volg my jaar waarin ons is, na afloop van hierdie reeks, gaan weer terug na die bergpredikasie toe, gaan lees dit weer deur, maak dit deel van jou jaarlikse Bybelstudie, gaan luister weer na die potgoeie, en kou en herkou aan hierdie spesifieke gedeelte, want dit is so ryk, en dit is hierdie kosbare woorde van ons koning Jesus Christus, wat ons lewens vir altyd impakteer. So, vandag praat ek met jou oor keuses wat lewe bring. Keuses wat lewe bring, en wanneer ons aan die einde van hierdie bergpredikasie na die woorde van Jesus kyk, dan sien ons hy praat oor 'n paar goed. Dit is amper soos, onthou julle daardie advertensie, hande, knie, hakke, elmboë, né? Dit is amper so, hy praat oor poorte, paaie, bome en fondamente. Mag dit 'n oorwurm wees, mag dit daar in jou agterkop gaan vassteek, en dit is wat Jesus doen, hy verwys na 'n paar goed toe, en dis waar ons gaan stil staan, en as jy jou Bybel hier het, asseblief lees saam met my in hierdie gedeelte, en dit is Matteus 7, en ons gaan lees van vers 13, so 'n paar verse aan tot by vers 23. Ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit, jy is welkom om te volg in watse vertaling jy ook al by jou het of op jou foon het. Gaan die koninkryk deur die noupoort binne. Nou, poorte, eerste ding waaroor Jesus praat. Want wyd is die poort en breed is die pad wat na ondergang lei. En daar is massas mense wat daar ingaan. Hoe nou is die poort en hoe smal is die pad na die lewe nie? Min is die mense wat dit kry.
En dan is dit asof daar gears gechange word. Vers 15. Pas op vir die valse profete. Op die oog af lyk hulle soos onskuldige lammetjies, maar in werklikheid is hulle gulsige wolwe. Julle sal hulle aan hulle optrede uitken, net soos 'n mens 'n boom aan sy vrugte kan uitken. 'n Mens plig tog nie druiwetrosse van doringbosse of vye van dussels nie. 'n Gesonde boom dra immers goeie vrugte en 'n siek boom slegte vrugte. 'n Gesonde boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n siek boom nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. En dan hierdie belangrike vers. So sal julle hierdie mense aan hulle vrugte uitken. Nie almal wat vir my Here, Here sê, sal in God se koninkryk ingaan nie. Wat die deurslag sal gee, is of hulle aan my hemelse Vader gehoorsaam was. Baie sal vir my op die oordeeldag sê, Here, Here, ons het dan in U naam gepreek. Ou vertaling sê geprofeteer, né? En in U naam duiwels uitgedryf en in U naam baie wonders verrig. Dan sal ek hulle antwoord, julle was nog nooit werklik my mense nie. Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af. Julle het nie gedoen wat voor God reg is nie. Ek wonder of ons vir 'n oomblik dit ons ook kan toemaak. Net vir die Here kan vra om hierdie woord in ons harte te kom vasmaak. Here, hierdie is so 'n belangrike gedeelte in die woord. En Heilige Gees, mag U vandag die een wees wat kom werk in ons hart. In ons gedagtes, in ons gemoed. Mag U vandag by ons stil staan en ons help om by 'n plek te kom waar ons dalk die belangrikste keuse kan neem van alle tye. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. So ek het aan die begin van die boodskap gesê, Jesus praat hier oor keuses en dit is keuses wat lewe bring en hy eindig hierdie af met sulke teenoorgesteldes. En dit begin by hierdie illustrasie van twee poorte. Hy praat oor 'n nou poort en hy praat oor 'n wye poort en daardie poort bepaal dan op watse pad jy jouself gaan bevind. Nou as jy in Israel was, sal jy weet dat Jerusalem het 'n klomp verskillende poorte gehad en daar is letterlik 'n nou poort waarby 'n kameel skaars kan deurgaan. Hierdie nou poort. En die kontras van hierdie twee poorte is die nou poort praat van selfverloning, dit praat van nederigheid, dit praat van bekering, daardie mooi Griekse woord metanoia wat beteken ek loop in 'n rigting en dan ou Ami omkeer. Omkeer ek draai weg van waarna toe ek op pad is en ek stap in die teenoorgestelde rigting. En die nou poort praat van oorgawe, my hele lewe wat ek oorgee aan Jesus Christus. Die breë poort aan die ander kant praat van selfgesentreerdheid. Alles wat vir my lekker is, alles wat ek wil hê, wat ek wil doen. Praat van daardie goed, dit praat van om gemaklik te wees. Praat van kompromie. En dit praat oor iets wat geen opoffering vir jou in jou lewe kos nie. So dis maklik, dis lekker. Maar die nou poort aan die ander kant beteken dat daar is 'n prys om te betaal en ek wil jou vat na Lukas 9 vers 23 toe want Jesus sê hierdie belangrike woorde. Hy sê as iemand agter my wil aankom. Enige iemand wat agter Jesus wil aanloop, as ons volg my jaar. Ek het hoop almal sal hulle hande opsteek, né? Ons wil agter Jesus aangaan. As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Eina. En sy kruis elke dag opneem en my volg. Sê, hoe moeilik kan dit dan nou wees? En as ons vandag na 'n kruis kyk, dan is dit vir ons hierdie pragtige, wonderlike beeld van vergifnis en van genade en van liefde. Dis wat ons sien wanneer ons na 'n kruis kyk en volgende naweek is Paasnaweek en ons gaan stil staan juis by hierdie kruismoment. Maar vriende, in Jesus se tyd het 'n kruis heeltemal iets anders beteken. 'n Kruis het nie hierdie mooi betekenis gehad van vergifnis en genade en van liefde nie. Dit het gepraat van
hierdie afgryslike mishandeling. Dit het gepraat van pyn, dit het gepraat van dood, want as jy jou kruis gedra het, was jy op pad om te sterf. En nou kom Jesus in hierdie gedeelte en hy sê, as jy agter my wil aankom, moet jy bereid wees om jouself te verloon, jou kruis op te neem en hom te volg. Nou, ek dink ons konsep van hierdie kruis wat ons moet dra is baie keer verkeerd. Ten minste was dit vir my so. Ek het vir lank gedink dat die kruis wat jy opneem is dalk 'n siektetoestand in jou lewe, of dis dalk die feit dat jou werksomstandighede nie so gunstig is soos wat jy graag sal wil hê dit moet wees nie, of dis dalk in 'n verhouding waar dit stormagtig gaan. En nou moet jy elke dag met hierdie moeilike omstandighede saamleef en dit is wat jy saam met jou moet dra, maar dis nie wat hierdie kruis is nie. Onder die Romeinse heerskappy, as jy ter dood veroordeel was, het jy 'n kruis opgeneem en jy moes daardie kruis dra na die plek waar jy gekruisig word. So om jou kruis op te neem is baie meer as iets wat net ongemaklik is vir jou. Dis iets baie meer as iets wat, as dit net vir jou sê, "Sjoe, ek weet nie of hierdie so lekker is nie." Dit praat daarvan om jouself te verloon. Om jouself op te offer, om te sê, "Here, nie ek nie, maar U." Dit gaan oor baie meer as die omstandighede waarmee jy moet saamleef elke dag. Dit gaan oor om te sê, ek is bereid om elke dag te sterf vir myself, sodat die een wat binne in my lewe na vore kan kom. Dis wat selfverloning beteken. En dan is hierdie pad wat ons stap. Nadat jy deur die smal poort gegaan het en jy's op hierdie smal pad, is dit meer as net 'n lewenswyse, dis 'n persoon. Dis die weg wat ons volg, en ek lees in Johannes 14 vers 6, waar Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Hy is die poort, en hy is hierdie weg, waarop ons stap. Het gaan oor hom, dit is Jesus. En dit bring ons by hierdie gedagte van twee paaie. En luister gou mooi, die poort, ek wil dit weer sê, die poort wat jy kies bepaal die pad waarop jy gaan. So ek het hierdie prentjie gekry, en daar is seker breër paaie, terloops, daar is paaie wat 50 lane het, né, bane. Dis die hoë weg in die wêreld met die meeste bane ooit, 50. Gaan Google dit bietjie. Dis verskriklik, jy sien net bane. Kan jy daaraan dink, hoe dit moet wees om in daai verkeersknoop vas te sit? 50 bane karre wat nêrens heen gaan nie. 'n Breë pad. Op hierdie prentjie het ons 'n breë pad, en as jy so na die een kant toe kyk, sal jy sien daar's 'n smal paadjie wat so deur die woud gaan. En dit is wat ek en jy moet doen. Ek en jy het 'n keuse om te maak. Watter pad gaan ons kies om te stap? Die breë pad, ek kan nie anders as om aan 'n snelweg te dink nie. En as jy soos ek is, dan sit jy daar die cruise control aan. Jy haal jou voet van die petrolpedaal af en jy sit terug, en vandag se moderne karre, as jy gelukkig genoeg is om so net te ry, jy hoef nie eers die stuurwiel vas te hou nie. Want as jy effens van die baan af gaan, dan bring hom vir jou weer terug. Want ons kameras reg rondom die kar en hy trek alles vir jou reg. Jy het eintlik net nodig om te sit en jou oë oop te hou, want as jy in die slaap raak, gaan hy aftrek. Jy moet net wakker wees. Verder doen die kar alles. Dis gemaklik. Jy kan 'n koppie koffie drink terwyl jy ry. Jy kan 'n gesprek voer. Dis gerieflik. Maar dan aan die ander kant, as jy kyk na daai smal pad, dan lyk dit vir my na 'n pad wat moeite verg. En jy kan op hierdie pad ry met rollerblades. Maar op daai pad gaan jy stapskoene nodig hê, op die smal pad. Jy gaan al 'n rugsak nodig hê, want daar gaan dalk nie 'n one-stop langs die kant wees van die pad nie. Daar gaan ook dalk nie 'n plek wees vir jou om te gaan slaap nie, so jy moet dalk 'n slaapsak en 'n tent saamvat, want dit mag dalk donker raak terwyl jy op hierdie pad is. Maar, vriende, wanneer ons hierdie pad stap, gaan dit nie of ons kyk na wat is gemaklik en wat is ongemaklik nie. Dis veel meer as dit. En dis hier waar ek vandag met jou ernstig wil praat. Want dit is 'n kwessie van lewe en dood.
vers 13 sê, wyd is die pad wat na die verderf lei. Wyd is die pad wat na die verderf lei. Hoor wat sê Deuteronomium 30 vers 19, vandag, ek wil hê jy moet die woorde hoor die woord, vandag gee ek aan jou die keuse tussen lewe en dood, tussen seën en vloek. Mag jy tog die lewe kies, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Klink vir my na 'n redelike belangrike keuse om te maak, né? Want dit gaan nie net oor my nie. Dit beïnvloed almal wat rondom my is ook. En dit beïnvloed my nageslag. Kom ek vertel julle gou 'n verhaal. 'n Paar jaar terug terwyl ek in Meyerton in die gemeente is daar 'n jong man, sy naam is Jakes. Jakes kom na ons manne byeenkoms toe. Dit was op 'n Vrydagoggend vroeg in die oggend. Het ons manne bymekaar gekom en saam gebid. En Jakes word genooi deur een van die persone wat saam met hom werk. En eers so 2-3 maande later gee Jakes sy lewe vir die Here. En ons is aan die einde van die jaar en ek praat so met die manne op die laaste keer wat ons bymekaar kom voordat ons weggaan vir ons Desembervakansie, praat ek met hulle oor 'n kultuur wat hulle kan stig. Ek sê vir hulle, gaan huis toe en miskien is dit die eerste keer dat jy dit doen, maar wanneer dit Kersfees is, kry al die kinders bymekaar, wanneer die familie bymekaar is, trek die kinders bymekaar en lees die verhaal van Jesus Christus se geboorte. Maak dit 'n tradisie. En hy kom na my toe en hy sê vir my, Jakes, sê, Kersfees is vir hom die slegste tyd van die jaar. Want dit is wanneer die familie bymekaar kom en almal kyk wie die meeste kan drink. En ek sê vir hom, Jakes, jy het die beste geleentheid ooit om 'n nuwe tradisie in jou familie neer te sit. Trek die kinders bymekaar, al is daar net 2 of 3, begin hierdie jaar. Sê vir hulle, jy gaan vir hulle vertel waaroor Kersfees regtig gaan. Lees die Kersverhaal. En dan volgende jaar, dan doen jy dit weer. En die jaar daarna, dan doen jy dit weer. En so tyd aangegaan, en 2 jaar terug, net so aan die begin van die nuwe jaar, bel Jakes my. En hy sê, jy sal nie glo wat het gebeur nie. Ek het begin, en aan die begin was dit net die kindertjies wat daar gesit het, en naderhand het van die volwassenes begin insit. En nou is Kersfees in my gesin heeltemal anders. Daar word nie meer gedrink nie, daar word nou rondom die tafel gesit en daar word uit die Bybel uitgelees en daar word geluister na die verhaal van Jesus Christus. En ek wil vir jou sê, mag jy tog die lewe kies, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Daardie keuse wat Jakes gemaak het, beïnvloed die volgende geslag. Die keuse wat jy maak, beïnvloed jou volgende geslag. En al het jy nie kinders nie, dit beïnvloed die mense rondom jou, daar waar jy werk, dit beïnvloed hulle lewens en hulle geslagte weer. Daar is so 'n belangrike keuse wat ek en jy moet maak. En Jesus skuif so 'n bietjie aan, praat hy oor 2 bome. Maar net voordat hy oor hierdie bome praat, verwys hy na persone wat profeteer. Persone wat praat, wat preek. En wanneer hy dan na hulle verwys, dan sê hy, jy moet kyk na wat se tipe vrug hulle dra. En ek wil dit vir jou lees in vers 16 en 17. Julle sal hulle aan hulle optrede uitken. Wat sê ons altyd? Hoe jy leef maak saak, né? Net soos 'n mens 'n boom aan sy vrugte kan uitken. 'n Mens pluk tog nie druiwetrosse van doring, bosse of vye van dussels nie. Vers 17, 'n gesonde boom dra immers goeie vrugte en 'n siek boom slegte vrugte. So die pad waarop jy loop, eers die poort wat jy gekies het, bepaal die pad, en daardie pad waarop jy loop, bepaal die vrug. Dit word sigbaar in die vrug wat jy dra. Die keuse wat jy gemaak het, word sigbaar in hierdie vrug. So die koninkryk van die Here gaan nie net oor die woorde wat ons praat nie. En dit gaan nie net oor om die regte goed te sê nie, dit gaan oor ons vrug. En ek wil vir jou vra, as jy so 'n bietjie na jou lewe kan kyk, en vandag is een van daardie dae, waar ons onsself so 'n bietjie benader.
As iemand na jou toe kom en hy kom krap so tussen jou blare deur, op soek na vrug, wat gaan hy kry? Wat is die tipe vrug wat jou lewe na vore bring? Miskien is dit nodig dat ek en jy net so 'n bietjie voorraad vat, stocktaking doen, né? So 'n bietjie na ons eie lewens kyk en sê, Here, help my. Want die enigste vrug wat ek en jy behoort te dra, is hierdie vrug wat ons so goed ken, en ek lees dit vir jou weer uit die Nuwe Lewende Vertaling uit, maar die vrug van die Gees in Galasiërs 5. Die vrug wat die Gees voortbring, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dis die vrug wat mense moet kry wanneer hulle so deur jou blare kom loer. Wanneer hulle honger is, wanneer daar 'n behoefte is dit die vrug. As 'n spreekwoord wat sê, you can fool some of the people, some of the time, but you cannot fool all the people, all of the time. Dit is maklik om 'n front voor te sit. Dit is maklik om die regte goed te sê. Maar wanneer iemand nader aan jou kom, dis dan wanneer die vrug wat in jou is, na vore kom. So mooi hoe die vertaling dit sê, maar die vrug wat die Gees voortbring. As ek en jy Jesus Christus aangeneem het, en sy Gees lewe binne in ons, dan is daar iets anders in ons wat na vore kom. Daar is iets anders wanneer mense na ons begin kyk, en dit is hierdie vrug. Ulrich, nee asseblief kom help nie. Ek wil 'n laaste punt maak, dat die koninkryk van die Here is baie meer as net lippetaal. Ek wil dit weer sê, hoe jy leef, maak saak. Vers 21 en 22 van hierdie hoofstuk 7, het Jesus gesê, onthou hy praat oor mense wat profeteer, mense wat preek, mense wat duiwels uitdryf, mense wat wonderwerke doen, groot goed doen, mense wat die regte goed sê. En dan sê Jesus hierdie woorde, nie almal wat vir my Here, Here sê, sal in God se koninkryk ingaan nie. Baie sal vir my op die oordeelsdag sê, Here, ons het dan in U naam geprofeteer, ons het al hierdie dinge gedoen. En dan sal Jesus kom en hy sê, ek het julle nooit geken nie. En hierdie is bietjie van 'n wakker skud oomblik. En dit is nie 'n oomblik waar ek wil probeer om vrees in jou in te palm nie. Maar dit is 'n oomblik waar ek regtig wil hê jy moet net kyk na jou lewe. En weer eens, as jy die Here aangeneem het, en sy Gees lewe binne in jou, dan sê Romeine 8, daar is geen veroordeling vir ons nie. Maar dalk sit jy hier en jy het nog nooit by 'n plek gekom om deur daardie nou poort te stap, sodat jy op die smal pad kan loop, sodat God se vrug in en deur jou lewe kan voorkom wanneer iemand na jou toe kom, met jou gesels, met jou deel nie. Dalk het jy nog nooit die geleentheid gehad nie. En vandag is so 'n dag waar jy 'n geleentheid het om te sê, ek maak vandag daardie keuse. Ek maak die keuse, ek kies die lewe. Want op die einde van die dag is daar net lewe en daar is net dood. En daardie keuse lê in jou en my hand. Ons maak daardie keuse. En wanneer jy die keuse gemaak het om vir Jesus te lewe, moenie dat die duiwel jou kom lastig val en vir jou sê, jy's nie die moeite werd nie. Jy's nie regtig God se kind nie. Jy is sy kind. As jy hom aangeneem het, jy bely dit met jou mond, jy glo dit met jou hart. Sê die Bybel, is jy gered? So moenie dat hy jou probeer sidetrack deur vir jou al die aanloklikhede van die breë pad te wys en vir jou te sê, dis eintlik waar jy wil wees, dis eintlik hoe jou lewe lyk nie. Nee, as jy die keuse gemaak het vir Jesus Christus en jy's op die smal pad, dra die vrug wat by die bekering pas. Jy het daardie keuse gemaak. Vra dat die Here jou die krag sal gee, sodat die Gees wat in jou is,
die regte vrug na vore kan bring. Ek wil vir jou vra, daar waar jy is, jy nie net vir 'n oomblik jou oë wil toemaak. En net luister na die stem van die Heilige Gees nie. Ek wil vir jou 2 skrifverse lees. Die eerste een is nie op die bord nie, maar dit staan op 2 plekke in Spreuke, presies dieselfde woorde. Spreuke 14:12, Spreuke 16:25 sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk. Maar die einde daarvan is weë van die dood. Jy maak die keuse. Jy is dalk op hierdie reis en jy het reg begin, maar ergens het jy van koers afgeraak en jy hoor die Heilige Gees hier in jou onderbewussyn vir jou sê, reroute, recalculate. Maak 'n aanpassing, kom terug op hierdie smal pad. Jy is besig om op die verkeerde pad te wandel. Johannes 10 vers 10. Laaste skrif wat ek met jou wil deel, sê Jesus so mooi, ek het gekom dat hulle lewe kan hê. Lewe in oorvloed. Dis die lewe wat vandag voor jou staan. Dis hierdie deur Jesus Christus wat voor jou staan. Wat vir jou sê, ek is die weg. Ek is die waarheid en ek is die een wat vir jou lewe gee. En onthou, jou eindbestemming hang af van hierdie keuse wat jy in jou lewe maak. So daar waar jy vanoggend sit, wil ek vir jou vra, kies jy vandag die smal pad, 'n pad wat na die lewe lei, of kies jy om op hierdie breë pad te bly, pad van gemak, van selfverheerliking, daar waar keuses nie saak maak nie. Dit wat jy sê maak nie saak nie. Die manier hoe jy optree by die huis en by die werk, dit maak nie saak nie. Jy hoef geen vrug te dra nie. Jy kan net doen wat jy wil. Jy kan aangaan soos wat jy tans aangaan. Dis die maklike keuse, dis die maklike pad. Maar hierdie was belangrik genoeg vir Jesus om aan die einde van die bergpredikasie oor te praat, en dan is dit belangrik genoeg vir ons om aan die einde van hierdie reeks met jou daaroor te praat. En ek wil regtig nie vandag 'n besluit op jou afdwing nie, maar ek wil die erns van hierdie besluit net weer voor jou neerlê, want dit is 'n saak van lewe en dood. En as jy vandag hier is en jy sê, ek het nodig om hierdie keuse te maak. Die pad waarop ek nou is definitief die verkeerde pad. Dan wil ek vir jou vra daar waar jy is, wil jy nie net jou hand opsteek en sê, ek het nodig om Jesus Christus te kies. Ek is op die verkeerde pad. Terwyl almal se oë toe is. Asseblief en niemand moet rondkyk. Kom ons respekteer mekaar net vir 'n oomblik. As jy wil ingesluit wees, baie dankie. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie. As jy dalk sê, ek het die keuse gemaak, ek het Jesus Christus gekies, maar ergens het my lewens GPS my in 'n ander rigting gestuur. En het ek 'n afdraai pad gevat en ek is op die verkeerde pad, dan wil ek ook vanoggend vir jou 'n geleentheid gee om net te sê, dink aan my, hier is ek, Here. Ek wil terugkom op hierdie smal pad. Sodat hoe ek lewe, dat dit saak maak vir my en vir my nageslag. Vir die mense rondom my. Dat jy vandag die lewe sal kies. Weer eens terwyl almal se oë toe is, wil ek vra. Daar waar jy sit, as jy jou hand opgesteek het, wil jy nie net vir my 'n guns doen en net staan, net daar waar jy sit nie. Ek wil graag saam met jou bid. As
jy gesê het, ek het Jesus Christus nodig. Ek is op die verkeerde pad. Ek moet recalculate. Ek moet net weer die stem van die Here in my lewe vasmaak. Ek dra die verkeerde vrug. En waar jy is. Ek wil saam met jou bid. Dankie Here. Dankie. Kan ek vra dat ons persoonlike werkers net so 'n bietjie rond beweeg, en as jy iemand sien staan, gaan stap net na iemand toe en sit net 'n hand op 'n skouer, as daar iemand naby jou is. Ons wees net sensitief. Hierdie is die belangrikste besluit wat jy in jou lewe kan neem. En hierdie is die wonderlikste besluit wat jy in jou lewe kan neem. En of dit die eerste keer is wat jy vandag sê, Here, ek wil seker maak. En of dit die 100ste keer is, dis okay. Vandag sien die Here jou raak. Hy ken jou naam, hy ken jou omstandighede, hy weet waarmee jy sukkel, en hy is bereid om saam met jou hierdie pad te stap. Familie, terwyl ons so sit, wil jy net jou hand ook uitstrek na almal wat staan nie. En kom ons bid net saam. Here, ons kom sê vir U dankie, vir die voorreg wat ons het, om by hierdie oomblik te kan stil staan, wat vir U so belangrik was. 'n Oomblik waar U ons kon konfronteer, met 'n lewenswyse wat meer is as net lippetaal. Dit gaan oor die vrug wat ons dra. En ek dank U, Here, dat U vandag by elke persoon wat stil staan. As daar iemand is wat vir die heel eerste keer sê, ek moet my hart en my lewe oopmaak vir Jesus Christus, dan dank ons U, Here, vir hierdie oomblik, waar ons sonde kan bely, waar ons U vergifnis kan beleef, en waar ons net kan kom en sê, ek bring alles wat ek het na U toe, Here, want ek weet, ek kan nie hierdie las self dra nie. En ek los dit by die kruis van Jesus Christus, en ek stap deur hierdie noupoort, op hierdie smal pad, saam met Jesus Christus, sodat die vrug van die Gees in en deur my na vore kan kom. En as hier persone is wat dalk net sê, ek dink ek het ergens, het ek die pad byster geraak. As ek na my lewe kyk, dan sien ek goed wat nie saam met die smal pad gaan nie. Ek sien maniere, ek sien gewoontes, ek sien optredes, ek sien dinge wat ek sê, wat verkeerd is. Here, dankie Heilige Gees, dat U so getrou is om ons self elke dag te kan herinner aan hierdie pad waarop ons stap. Dat U ons waarsku, dat daar geen versoeking is waarin ons kan val, sonder dat U ons daarvoor voorberei en waarsku nie. Dat ons elke keer die regte keuse sal maak. Dat ons lewe sal kies. Dat ons Jesus Christus sal kies. Ons dankie vir die genade, Here. Ons dankie vir die liefde wat oneindig is, groot. En dat ons saam, van vandag af, saam met U, hierdie pad kan stap. Nie 'n pad wat 'n las is nie, maar 'n pad wat ons bring op 'n plek van toewyding, waar ons die eindbestemming kan bereik, om saam met U in die ewige lewe te kan wees. Ons dank U daarvoor, in Jesus se kosbare naam. Amen.